was 'n houtkruis. Ja, ridder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en jy na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg? Want daar was 'n houtkruis. Ja, ridder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom Ek groet julle vanmiddag in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek vra om verskoning, my stem is bietjie undercover. Maar toe ek hoor dat oom Pierre huis toe is, het ek net gevoel vir ons, ek en my vrou het van die begin af ons eie naam vir hom gegee. Hy was nie Pierre by ons nie, ons het hom Oom Pierre genoem. Want ietsie wat so spesiaal was, hy het my nooit met die hand gegroet nie. As ek hom ergens gesien het, het hy my omhels, groot druk gegee, met soveel opregtheid, met soveel intensiteit. En ek het net vir my zoon gesê, ek gee nie om, as daar ietsie uit my mond uitkom, dan sal dit genoeg wees. Maar om die laaste eer te kan betoon saam met sy geliefdes, want ons weet, ons is hier by mekaar om 'n lewe te vier. Want die een persoon wat ek nog nooit oor gewonder het nie, was oom Pierre. Hy was so opreg, wat jy gesien het is wat jy gekry het. Ek sal nooit vergeet, so jaar terug, was ons besig om te werk die Saterdag hier by die kerk, en oom Pierre stop en hy klim uit, en ek sien, hy's nou gesoet en getaai. En ek kom nader en hy kyk my so, hy sê, Pastor, jy beter gou gemaak, jy gaan laat wees vir kerk. En ek staan 'n rukkie en ek klik toe, want ek kyk eers op my horlosie en ek sien is 9:30. En ek besef, oom Pierre is vandag op Sondag, nie op Saterdag nie. En ek smile, ek sê, moenie worry nie oom, ek sal nie laat wees nie. En hy kyk toe nou wat ons doen, en na so rukkie sê ek vir hom, toe ons nou alleen is, toe sê ek, oom, ek wil net vir jou noem, dis Saterdag. Hy sê, dis onmoontlik, het was gister Saterdag, ek sê, wel, vandag is nie weer nie, ek sê, dis nou Saterdag, ons kom môre kerk toe. En toe hy Sondagoggend inkom, maar soos hy aankom en hy my sien, loop en lag hy, ek sê, weet oom wat, ten minste het oom die humor daarin gesien, hy sê, ek weet nie wanneer daai een dag weggeraak nie. Maar dit is hoe ek hom leer ken het, en dit is hoe hy huis toe is. 'n man wat werklik so opreg was. Jy het nooit getwyfel in dit wat hy vir jou sê nie. Ek het hom maar net 7 jaar geken, en in 7 jaar, as hy iets gesê het, het dit gebeur. As hy gesê het, hy gaan iets sê, hy vergeet dalk vanmôre, maar die dag daarna kom hy aan en sê, ek kon nou net nie gister nie, maar ek is hier. En dit is tog ietsie wat ons as 'n nalatenskap altyd sal onthou van hom. Want hy sal altyd so spesiaal wees in Leefstyl Gemeente. Ek het eendag sommer so vir die grap praat ons, ek sê, oom, ek wil net 'n vraag vra. Ek sê, jy ry van Stilfontein af hiernatoe. Jy besef daar is 'n Follies kerk net daar om die hoek van jou. Hy sê, ja, wat probeer jy sê? Nou, ek het niks verder gesê nie, want ek het toe besef, hy het 'n keuse jare teruggemaak om deel te word van hierdie familie. En hy het iets baie belangriks vir my gesê, toe ons net vroeg hier was. Hy was vir oor die 4 jaar op ons kerkraad, en die eendag praat ons so, en hy sê, maak nie saak wie was of wie nog hier kom nie. Hy sê, maar uit een ding het die Here vir hom gewys,
Moet nooit iemand oordeel en dan weggaan nie. Bid eerder dat Vader daai persoon in lyn bring. En dit was vir my 'n goeie ene, want weet jy wat, ek dink ons almal het al ergens, was ons al skuldig daaraan, dat jy dink, dinge raak net te erg, so dis beter dat ek gaan. Maar die eie ek het eintlik geen plek in Jesus nie. Want die Here sê vir ons in Johannes 3, vers 30, meer van hom, minder van my. En dis wat ek by hom Peer geleer het, dis wat ek by hom ervaar het. Hy was nie 'n ou wat sommer net gepraat het nie, maar as hy gepraat het dit sin gemaak. En ek dink baie van ons kan stil staan en net daai gedagte laat loop. Maar vandag, so hartseer as ek is om te weet, daai plekkie daar links agter gaan nou oop wees. Want hy het 'n plek gehad en jy het hom elke keer daar gekry. Maar ek weet ook in hierdie laaste paar jaar deur hoeveel hartseer hy is. En in die hartseer het hy staande gebly. En ek dink dis 'n baie groot les vir baie van ons. Want baie keer as die hartseer groot raak, dan dink ons kan iets as 'n plaasvervanger kry of weghardloop. En Peer het nooit weggehardloop vir sy probleme of sy hartseer nie. Hy het gefeis en baie keer kon 'n mens dit op hom sien. Jy kon die hartseer ervaar. En ek dink dis waarom dit so lekker was om hom altyd so lekker druk te gee, want altyd gevoel asof hy net bietjie leeg maak. En dit was kontak gewees wat hom weer vol gemaak het. So, ons is vandag hier om ons laaste eer te betoon aan 'n awesome man, want ek het nie 'n ander woord nie. En ek glo dit is wie hy was ook vir sy vrou en vir sy kinders. En so ook het ek gehoor Tannie is sy sussie, né? Niggie. Maar hy het 'n manier gehad om iets net na te laat. En as jy hom geken het, het jy geweet dat opregtheid die belangrikste ding was wat hy nagelaat het. En ek bid dat dit by ons sal vassteek. As ons in 'n situasie is wat jy dalk voel, hoor jy, ek gaan dit, dan dink jy terug aan dit wat jy ervaar het by hom. Daar was nie iets gewees as 'n plaasvervanger nie. Dit was in opregtheid, het hy oopgemaak wat moes gebeur. Ek sal nooit vergeet die eerste keer wat ek en hy daar agter gesit het. Ek was besig hier by die kerk en hy was bietjie af en hy kom hier om. Ek dink hy wou net bietjie kom gesels en ons praat en hy sê vir my, ja, hy's so excited. Want hy weet, sy seun het nou 'n goeie werk gekry en hy was so opgewonde. En ek onthou ook, in dieselfde tyd het ek en hy gesit, toe hy sy seun verloor en hy sê, hoe weet 'n mens, wanneer 'n mens net kan sê, ek weet waar hy is? Ek sê, oom, dis jou leefstyl. Ek sê, ons kan mekaar niks beloof nie. Ek sê, maar as jy weet wie jy is in Christus, en jy weet jy het verhouding met jou Vader, dan is daar geen twyfel nie. Dis waarom die woord ons leer, dat ons lig moet laat skyn. En dis presies wat oom Peer gedoen het, sy lig het geskyn. Daar was nie 'n dowwe lig nie, daar was 'n helder lig. Of hy sleg gevoel het, of hy af was, hy het altyd 'n glimlag gegee, en hy was altyd beleefd. Hy was 'n regte ou gentleman. En ek dink nie daar's 'n ander woord of 'n ander manier om hom te kan beskryf nie. Terwyl ek die week net so sit, besef ek, jy weet, die laaste tree van die dood is so belangrik. Ons moet weet watter tree ons gaan gee. Ons moet weet waantoe ons op pad is. Ons moet ook weet dat ons dit met 'n blymoedige hart doen. Want jy weet, baie keer is 'n ou in hierdie journey en jy stap en jy is nie seker waar jy is nie. Jy is nie seker waantoe jy op pad is nie. Maar wanneer Jesus die middelpunt van jou lewe is, dan hoef jy nie bekommerd te wees oor waar en hoe nie. Jy weet, jou eindbestemming is Jesus Christus. Kom ons sit so en gaan ons saam bid. Aba Vader, Here, vandag kan ons net opkyk na U.
Ons kan net vir U vra, Here, dat U beheer sal vat. Ek bid vandag, Here, vir krag. Ek bid vir leiding, Here. Ek bid, Vader, dat elkeen van ons wat vandag hier sit, elkeen van ons wat gedeel het met Oom Piet, of ons familie was, en of ons net vriende was, Here. Vader, maar vandag kan ons werklik net sê, dankie, Here. Want ek weet waar Oom Peer is. Die liefde wat hy vir U gehad het, Here, het hy nooit weggesteek nie. Hy was nooit skaam vir wie hy is nie, Here. En dis waarom ons vandag eintlik 'n celebration moet hê om te weet, Here, die hartseer is verby, die ongemak, die onsekerheid, al daardie dinge is weg. Here, hy daai tydelike verruil vir die permanente. En ons eer U, Here. Ons sê dankie, Vader, dat ons vandag hier kan staan met oortuiging om te kan sê, Here, help ons vandag om net nader aan U te kom. Vader, dis my gebed vandag in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek gaan vra dat julle saam met ons staan, dan gaan ons die eerste lied sing, Nader my God by U. Amen, ons kan ons sitplekke neem. Oom Pieter de Villiers is gebore op 25 Desember 1942 en hy is huis toe
die 17de Junie 2025. Ek het net, toe ek voorberei besef ek net, jy weet, ons het 'n geneigtheid om baie keer maar net 'n datum van geboorte en 'n datum van afsterwe, so onpersoonlik. Geboorte kan jy nie verander nie, want dit was 'n fisiese aksie wat moes plaasvind. Maar weet jy wat, as jy 'n kind van God is en jy het verhouding met Vader, dan glo ek net die woord afsterwe beteken vir my niks. Hy het die tydelike vir die permanente gebou verruil. En hy is huis toe. Dis tog waar ons almal graag wil wees. Dis tog waarom ons die Here dien. Dis waarom ons die pad stap. Is om daardie tentwoning te verruil vir 'n vaste gebou. En dis al wat belangrik is. In 1 Tessalonisense 4 vers 14 sê hy, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Nou hoor gou Psalm 89 vers 49, hy sê, watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel kan red van die mag van die doderyk. Daar is nie so iemand nie. Jy sien, ons het 'n tydelike woning gekry vir 'n rede, want is tydelik. Nou ek lag elke keer as ek net daaraan dink aan 'n tydelike woning, en ek hoop nie is kampers nie. Maar ek kan nooit daai konsep verstaan, dat ouens wil gaan kamp en dan sê hulle is lekker. Die wind waai, jy moet penne indruk, ag nee. Ek hou van lekker kamp, en dit is om in 'n chalet te lê, en my tas net weer te pak en te move. Maar as jy nog 'n tent moet opslaan, die hele nag wakker lê, want hy lê en wapper, want jy het eers 'n tou nie styf genoeg. Hoe kan dit lekker wees? Is dit nie wat in ons lewens ook gebeur nie? Want kom ons wees nou eerlik, daai gewapper is baie keer die aanslag van Satan. Wanneer hy jou bewus maak, hy wil jou uit jou gemaksone uithaal. Hy wil jou ontwrig, en dit wat jy dink is reg, begin jy ewe skielik twyfel. Dis daai rukwinde. En dan kom daar tye dat daai geestelike tentpale net uitkom. Jy weet, jy dink jy het alles presies gedoen. En ek dink dit is baie keer ons as gelowiges se probleem. Ons is so haastig om die tent op te sit en ons struktuur reg te kry, dat ons nie meer double check nie. Jy doen nie 'n beter knoop nie. Alles word so vinnig as moontlik om te sê, kyk hoe mooi staan my tent, alles is reg, ek kan net my goed indra. Maar is hy net reg, of is hy gereed vir 'n stormwind? Jy sien, ek luister hoe baie mense, onmiddellik as jy begin praat van 'n storm, en dan sê hy maar, Jesus is daar om die storm stil te maak. Ja, hy's doodreg. Maar jy sien, jy moet eers verhouding hê met hom, sodat hy jou storm kan stilmaak. So ons moet besef, as jy afskeepwerk doen in jou tent, in jou tydelike woning, hoe verwag jy dat God net moet inkom, en alles net moet regstel? Jy sien, dis harde werk. En dis wat my laat dink, vandat ek oom Per leer ken het, was dit net, hy het elke ding gedoen. Hy sê, ek kan nie meer graaf spit nie, ek kan nie meer dit nie, maar ek kan dit en dit en dit. Hy was by alles. Maar weet jy wat, net om hom daar te hê, was meer as genoeg. En dis waarom ek vandag werklik vir julle wil sê, dat ons moet kennis neem van hoe ons struktuur van ons tent is. Jy sien, wanneer ons op 'n sekere ouderdom kom, dan besluit ouens self, ag, ek het nie meer baie dae nie. Lewe en dood lê in die hand van die Here, nie in jou nie. Geen een van ons wat hier sit, kan sê, hoorie, ek gaan nog so lank of so lank nie. En moet nooit op 'n plek kom waar jy dink, jy kan nie meer iets doen nie. In oom Peer se ouderdom, kon hy dalk nie meer die fisiese goed doen nie. Maar weet jy wat, net die ondersteuning om hom langs jou te hê, was meer as genoeg. En ek wil dit by jou deur lê, is dit waar jy is? Is jy op die plek waar jy kan sê, Here, ek weet dat net om daar te wees, partykeer net om raad te gee, want as ek so kyk, is hier 'n paar van julle met lekker wit kuive en baard, vir die wat nie meer 'n kuif het nie.
Jy sien, julle het nog so baie om te gee vir ons generasie. Moet nooit dink dat jou tyd verby is, ag, hulle moet nou aangaan. Die Here het elkeen van ons vir 'n bepaalde tyd uitgesit. En kom ek sê vir julle, jou bepaalde tyd begin met die dag toe Jesus die asem in jou ingeblaas het, want dis geboorte. Jy sien, daai asem kon net plaasvind toe Jesus dit in jou toelaat. En die dag wat jy dit afsluit en huis toe gaan, of jy hoe jonk of jy hoe oud is, dit lê in die hand van die Here. En dis waarom ons nie kort paaie kan soek nie. Dis waarom ons nie moet rondkyk vir afdraaie nie. Ons moet net in gereedheid wees om te sê, Here, wees my leidsman. Ek wil U volg. Maak nie saak wat nie. Hy sê in 1 Samuel 20 in vers 3b, ek wil net die B uittreksel lees. Maar so waar as die Here leef en jou siel leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood. Net een tree. Nou ek wil vir jou sê, dit klink so half onmoontlik. Want as jy gaan stil staan en jou voete is by mekaar en jy dink gou aan hierdie aksie, een tree. Jy sien, hulle sê nie hoe groot jou tree is nie. So jy kan nie bepaal, o nee, maar weet jy wat, daai ou gee groter tree as ek. Daar staan een tree tussen jou, tussen lewe en dood. En die een van ons wat vanmiddag hier is, kan sê dat ons dit gaan vryspring nie. Want as ons geluister het wat hy net in die vorige skrif vir ons gesê het, dat nie een van ons gaan dit misloop nie. Ek weet party mense is baie bekommerd oor wat hulle nog moet doen. Dis waarom jy leef asof dit jou laaste dag is. Jy sien, jou nalatenskap is nie oor wat jy bymekaar gemaak het en dit in die wêreld nie. Jou nalatenskap is dit wat jy binne gehad het, wat jy gedeel het met ander. Ek het al soveel keer, die ou mense het altyd gesê, erfgeld is swerfgeld, wat so waar is. Weet jy kan nou 20 miljoen kry, maar as iemand nie weet hoe om met geld te werk nie, gaan dit hom net so lank hou soos 20.000. Want hy gaan dink, hy kan net koop, want dit is mos nie syne nie. Maar 'n nalatenskap van opregtheid, van liefde, geld kan dit nie koop nie. Jy kan 'n multimiljonair wees met geen persoonlikheid. Beteken dit jy gaan hemel toe? Nee. Net verhouding met God bring jou by die voete van Jesus. En dit is wat so lekker is om vandag hier te kan staan wetend. Ons staan by 'n mooi tafel en ons kan na die foto kyk en ons kan al hierdie herinnering hê. Maar ek wil julle sê, vir een oomblik wens ek nie dat hy nog nie gestaan het nie. Want hy is nou op die heel beste plek waar hy kan wees. Nie een van ons wat hier sit kan regtig met eerlikheid sê, ek weet presies wat in sy hart was nie. Want hy was so vol liefde, dat hy jou nooit regtig die volle verhaal van sy hartseer vertel het nie. En ek dink baie van ons wat hier sit, doen tog maar dieselfde. Weet, as iemand jou vra, hoe gaan dit? O, dit gaan goed, maar eintlik het jou wiele al 10 jaar terug afgeval. Jy sien, ons wil mense laat goed voel met ons antwoord, in plek dat ons in opregtheid antwoord. Is dit nie beter om eerder net te sê, weet jy wat, vandag is nie 'n goeie dag nie. Vir al wat jy weet, het die Here iemand op jou pad gestuur, dat daai persoon jou moet bemoedig, dat hy jou net weer terugkry op die baan waar jy op moet wees, waar jy net besef, by God is niks onmoontlik nie. Predikers 3 vers 1 tot 4, die mooiste woorde. Daar's 'n vaste tyd vir alles, elke ding onder die son het sy tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak, 'n tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur en 'n tyd om van vreugde te dans. Wanneer ons vers 4 hoor, dan voel dit so, Here, maar dis nie waar ek nou is nie. Ek is seer, ek is hartseer. Maar as jy geweet het wie Oom P regtig was,
dan gaan hierdie vers vir jou betekenis hê. Want dan gaan jy wil dans van vreugde, want jy weet nou waar hy is. Al die hartseer en seer is weg. Daar's net blydskap en oorgawe. En dit is waarom dit so belangrik is dat wanneer ons hierdie woorde vat, moet ons weet, daar kom 'n tyd wat ons God se hand moet vat en sê, Here, ek wil saam met U wandel. Vader, ek wil nie meer eenkant staan nie. Jy sien, die wêreld kan jou in 'n hoekie druk. Die wêreld kan jou vertel dat jy nie goed genoeg is nie. Solank jy net nie na die wêreld luister nie. Want jy sien, Filippense 4:13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus, wat my die krag gee. So al lyk vandag vir jou hoe donker, begin net glo, dat Jesus kan verlig dit wat duister is. Want hy sê dan, ons is lampdraers. Nou ek wil vandag, wil ek dit net by jou los, en ek wil graag afsluit met hierdie gedagte, om vir jou te sê, is ons hier, om net te sê, weet jy wat, ek kan nie glo, hy is nie meer hier nie, of is jy hier om vandag vir die Here dankie te sê, dat ons weet waar hy is. Jy sien, vir my gaan alles oor sekerheid. Ek wil nooit op 'n plek wees waar ek onseker is oor enigiemand nie. As ek met iemand gesels en ek ervaar dit, hierdie ou nie verhouding het nie, raak ek partykeer so opgeklits en dink ek, Here, weet hierdie persoon dat as hy in sy kar nou klim en ry, kan enigiets verkeerd gaan. Besef hy wat dit beteken. Jy sien, wanneer jy Jesus het, het jy 'n nalatenskap vir jou geliefdes en vir almal wat in kontak kom met jou. Jy sien, dit gaan nie net oor familie nie. Partykeer gebruik die Here iemand en hy sê, weet jy wat, ek wil hê jy moet 'n geestelike pa word. Here, maar daai is niks van my nie, ek wil hê jy moet 'n geestelike pa word. En jy kan 'n nalatenskap in iemand se lewe los wat geen bloedverwant het nie. Maar jy sien, as ons almal in Jesus is, dan is ons tog ons almal familie. Want ons is familie in Christus Jesus. En dis wat ek vanmiddag vir julle wil sê, ons moet vashou aan dit. En die lied wat ons mee nou gaan afsluit, is so perfekte beskrywing. Amazing Grace. Want dit is tog wat elkeen van ons ervaar, elke oomblik van elke dag. Ek weet jy kan dalk 'n uitdagende dag hê en op 'n plek kom waar jy sê, ek ervaar nie grace nie. Dan wil ek vir jou sê, as jy nie grace ervaar nie, moenie jou voete by die deur uit sit nie. Gaan sit eerder by die voete van Jesus en sê, Here, ek het nodig om los te kom. Ek het nodig om te weet ek is nie alleen nie. Ek gee nie om of ek laat is of ek wat is nie, maar ek gaan nêrens heen as ek nie die guns van God in my lewe ervaar nie. Ek het eendag iemand my gevra, ek moet net vinnig by die hospitaal gaan bid. En ek lag, ek sê, wat gaan dit werk? Nee, maar jy weet ek is besig. Ek sê, nee, dis nie wat my plan is. Ek sê, hoekom sê ek moet dit vinnig doen? Nou die wat my ken, ek doen niks vinnig nie. Ek kon net nie glo dat hierdie ou verwag ek moet vinnig gaan bid nie. Want as ons met Vader praat, is daar nie 'n tyd nie. Ek sê jou wat, ek gaan net vir die persoon gaan kuier. Ek sê, maar as jy wil hê ek moet vinnig iets doen, daar's geen krag, geen werking daar nie. Want jy sien, die woord van God sê vir ons, dat jy net moet gehoorsaam wees en die hande oplê, en God sal die werk doen. En as ek nie ervaar dat ek saam met Jesus ergens inloop nie, dan vra ek eerder om verskoning en ek gaan die volgende dag terug. Want jy sien, ek is op daai oomblik dan net 'n empty vessel. In my lê daar niks, maar die een wat in my is, dis waar die krag lê. En dis wat ons moet besef, moenie dat iemand jou in 'n blik druk en dink jy moet iets doen nie. Maak seker dat dit wat jy doen, dat jy dit doen saam met die Here, dat hy jou leidsman is, dat hy jou lei, wanneer, waar en hoe. En dan weet ons, jy sal die grace ervaar. En hierdie lied, ek dink nie daar is 'n mooier lied as dit nie. Klomp jare terug, ek wil net so vinnig vir julle terugvoer gee van hoe awesome hierdie lied is.
toe hulle net begin het om baie van met die dink is hier in 96 wat hulle die waarheidskommissie gehad het en daar's 2 polismanne wat gevang is wat 'n man en sy seun doodgemaak het. En hulle sit toe daar voor die waarheidskommissie en die ou vroukie sit aan die ander kant en sy luister na wat hulle sê en so sê die regter, ja, is daar iets wat jy vir hulle wil vra? En sy staan op en sy loop nader, sy sê, mag ek na hulle toe loop? En hy sê, ja, maar sy ou vrou. En sy kom by die eerste ene en sy sê, ek wil hê julle moet verstaan, ek het geen familie nie, ek het net my man en 1 kind gehad. En julle het albei weggevat. En albei van hulle huil en hulle is hartseer oor wat hulle verkeerd gedoen het. Maar hoor gou wat sê die ouma, sy sê, ek wil die volgende vra. Ek moes nou vir 7 jaar wag, of daai liefde wat ek vir hulle 2 gehad het ek nie vir iemand anders te gegee nie, want ons niemand naby nie. Met julle toestemming wil ek daai liefde vir julle gee. Dis die mense wat haar liefde weggevat het. En sy kom vra dit, en al 2 van hulle huil, en die oumaatjie omhels hulle, en sy staan 'n paar tree terug, en sy sê, sy wil graag vir hulle 'n lied sing. En sy sing vir hulle die lied, Amazing Grace. En die krag van die Here is so intens in daardie saal, dat ouens in die gees, geheel en al val. So intens was die teenwoordigheid van die Here. So ek wil vir julle sê, as jy ooit gedink het, hierdie is net 'n nice song, nee. Hierdie is seker die beste lied wat ooit geskryf is. En as jy glo in daardie Amazing Grace, is daar nie perke nie. Want weet jy wat, daai ouma het daardie 2 manne daai dag vergewe. En sy het hulle gevat as haar seuns. Die liefde wat sy vir haar man en haar seun gehad het sy op hulle gegee. En ek wil net hiermee afsluit om vir julle te sê, soos hulle gefonnis is, weet jy wat, het sy nie 'n besoek aan daardie 2 gemis nie. So sy het seker gemaak dat hulle kring het hulle afgeskryf, maar sy wat 'n ma was, het toe die ma en die vrou geword vir daai 2. En daai was seker vir my die mooiste verhaal wat ek nog ooit gelees het. Want terwyl ek dit lees, het ek snot en trane gehuil om te dink, Here, ons kan nie eers baie keer die mense om ons vergewe nie. Hierdie ou mamma verloor haar geliefdes en kyk die liefde wat sy teruggee. En dan kan ons vra, hoe is dit moontlik? Want sy het God se Amazing Grace in haar lewe ervaar. En weet jy wat, as ek daai verhaal dink, dan dink ek aan Oom Peer. Want dis hoe hy vir my was. Hy het altyd uitgestaan. Dit was altyd lekker om hom te sien. Lekker om hom te groet. Alles was altyd so gemaklik. Ewen die kere wat hy bietjie verskil het van goed het ons gesê, dan sê ek gaan nou bietjie kwaai wees en ek kon nie die kwaai in dit agterkom nie, want hy was nog steeds nice. Ek dink ek dink wat ons baie keer mis, ons dink as jy kwaai raak, moet jy ongeskik wees. Jy hoef nie. Jy sien, Jesus kan in opregtheid vir jou 'n nee en 'n ja gee, maar hy kan dit doen in liefde. En dit is wie hierdie man was. Hy het in liefde geopereer en hy het meer as genoeg struggles gehad in die tyd tot en met hy huis toe is. Hy het genoeg uitdagings gehad, maar hy het vasgehou en hy het geweet wat God se Amazing Grace in sy lewe beteken. Kom ons staan saam en sing ons hierdie mooi lied. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Kan ons sitplekke neem, dankie. Graag wil ek net die bedankings lees. Soos deurgegee is vir my, baie dankie aan Leefstyl en natuurlik die dames wat alles so mooi gemaak het daar binne en die lekker broodjies en alles uitgesit het. En dan ook aan Midas. Ons kan nie genoeg dankie sê aan die bestuur en personeel van Midas wat uit hulle pad het gegaan het om oom Peer te akkommodeer nie. Hy het wonderlike jare by hulle gehad. Baie dankie aan almal van julle. Ek wil daarom net by sê, hy was so trots om altyd vir ons te sê waar werk hy. En dit was vir hom so belangrik as hy iets gekry en sê ek gaan oom dit kom optel. Nee, jy moet dit kom afgee dat hulle sien waar ons dit kry. En dan net ook baie dankie aan Afbob Werner. Dankie vir al die reëlings, dankie vir wat julle doen. Ek wil die tyd gebruik om net te vra as daar enigiemand is wat 'n huldeblyk wil doen aan oom Peer of net 'n ietsie moois wil sê van hom. Dan nooi ek jou uit om vorentoe te kom. Daar's so baie om te sê van hom. Maar as dit jou hart is vanmiddag om net dit te deel, asseblief kom uit en dan vat ons daai geleentheid om net daai laaste huldeblyk aan hom te doen. Enigiemand? Ek sal graag iets. So, gooi so lank. Ek is nou nie bloedfamilie nie, maar ek ken hom vir oom Peer van 1998 af. En ek het vanoggend gesing of ek vir oom Peer sang. Hy het saam met ons in die worship team gewees en never a dull moment. So ek het vanoggend spesiaal vir oom Peer gesing. En wat 'n fantastiese man was hy. As Bonnie is vir jou mic, dan kan almal mooi hoor. Ek het Peer langer 50 jaar. In Jerspaar was Peer gesê, hy het om 7 jaar. En hy was 'n gentleman. En 50 jaar gelede was Peer presies dieselfde gentleman as wat hy vanaf was. Yes. Ons het saamgewerk vir 5 jaar en in dieselfde huis gebly vir 5 jaar. En Peer was nou regtig in my oë een van die beste mense wat ek ooit geken het. Ja, ek het baie hartseer wat Peer ons nou verlaat het, as die pastoor gesê het, is hy nou by sy tuiste. En ons almal hoop dat ons eendag ook daar gaan wees. Ek kan maar net sê vir Peer die jare wat ons saam gebly het, elke dag, alle dae, was hy dieselfde. Hy was 'n man wat jy voor kan. You can look up to him. And he was a gentleman. Not only one day, but every day. For the whole time. En ja, ek dink maar net ek glo nie daar kon 'n beter mens gewees het wat saam met ons gebly het. Daar was 'n paar van wat daar gebly het. Maar Peer, die werk wat hy gedoen het, die moeilike tye, en hy het moeilike tye gehad. Daar waar ons het myne gebou, mynskagte gesink en so aan. En hy, ja, almal het maar swaar gekry op tye, maar Peer, ten spyte van daai swaar kry, was hy was vir my 'n absolute voorbeeld. As ek nie reg gevoel het nie, hoef ek net met Peer te gepraat het, en dan was alles reg. Baie dankie. Nog iemand? No, it's just for the recording. Okay. Boss, I wanted to say thank you to you and your wife for all the love you expressed. Uncle. You spoke a great truth. It was a wonderful one. And you people won't have known his name.
exactly. Be with you. All remember on the most wonderful woman. Yeah, became. Yeah, the personality second to any other. And he was always full of love, always full of smile. And we always remember him for one other thing. He loved his bananas. But we're really going to miss him. So thanks for the love. Amen. Ek wil daarom net sê my vrou staan bo. Anders is ek in die moeilikheid by haar man. Nee, is maar net 'n grappie. Bonnie, jy het dit so raak gevat. Want ek kan nie indink vir 'n oomblik dat oom Peer enigiets anders te ooit in sy lewe was as die ou wat ons geken het. Dis net hy het 'n persoonlikheid gehad in 'n miljoen. Mooi het net uitgekom in goeie en slegte tye. En ek dink dis waarom in my lewe glo ek dat in so kort tydjie het hy soveel indruk gemaak. Hy het my eintlik uitgedaag baie keer sonder dat hy 'n woord sê om net 'n beter weergawe te kan wees. Om net te dink in plaas van om jou stem te verhef. Dit verander niks in jou situasie nie. Ek het nou nog 'n mooi ding gehoor hy sê, sodra jy begin harder praat, het jy die fight verloor. En ek dink dis waarom hy seker nooit 'n fight verloor het nie, want sjoe, hy het een aand met besluite wat ons moes neem, het hy gesê, ek gaan nou 'n bietjie my stem dik maak en hy wou iets sê, maar ek het maar net dieselfde oom Peer gehoor wat altyd praat. Maar dit wat agtergebly is die opregtheid. As hy iets gesê het, was dit iets wat waarde gedra het. En dis elkeen van ons kan met dit hier uitloop vandag om te sê, hy het regtig iets by ons gelos. En nog in 'n groot leemte wees. Want ek dink net vir ons wat hom so kort geken het, as hy so groot indruk op ons gemaak het, hoeveel te meer op julle. En ek bid regtig dat wanneer ons nou hier by mekaar kom en die laaste eer betoon en die blommetjies daar so net neersit, kan ons hierdie tyd uitsit om te sê, Here, Vader, dankie vir die grace wat U hom gegee het, dat hy nou by U is. En dat ons vandag, Vader, vra dat, Here, as ons kort kom, dat U ons vandag daai selfde grace sal gee. Want jy sien, is so belangrik. So belangrik om nie net 'n lied te sing en te dink aan die mooi betekenis nie. Maar as jy die woorde rema maak en jy sit dit hier binne, jy begin dit huisves, dan daag dit jou as persoon uit om die beste weergawe te wees. So, ek gaan vra dat ons gaan nie nou afeindig met die gebed nie. Ek voel Werner kom gerus vorentoe. Dan gaan ons die familie vra en almal, al die vriende wat so kan deurkom. En as ons laaste eer betoon het, gaan ons afsluit. Julle kan gerus maar so deurkom.
Gaan vra dat ons staan asseblief. Abba Vader, soos ons vanmiddag by die tafel staan en ons die laaste eer betoon het, Here. So ons dankie vir elke voorreg, Here. Vader, ons het 'n geneigtheid om baie keer net te vra en nie op 'n plek te kom waar ons eintlik net met dankbaarheid na U toe kan kom. Want ons weet dit kon soveel anders te gewees het. Dankie, Here, dat daar nie 'n lang lyding of iets was nie. Dankie dat U ons so mooi opgeneem het, Here. Vader, ek bid, Here, dat die mooi wat Hy uitgesit het, dat dit vir altyd in ons harte sal wees, Here. Vader, dat dit ons sal uitdaag, soos wat U sê, te wees soos Jesus. Vader, gee ons daardie gees van opregtheid, Here. Vader, dat daai gees van liefde in ons wakker gemaak word, Here. Dat ons nie sal kyk hoe om iemand terug te kry nie, maar dat ons eerder op die plek sal kom, waar ons 70 maal 7 keer kan vergewe. Net kan sê, Here, ek weet, U sê as ek die minste is, gaan U my die meeste maak. Vader, en dit is wie Uncle Per was. Vader, so vandag bid ek net U seën, Here, oor elke man en vrou wat vandag opgekom het, Here, om die laaste eer te betoon. Ek bid goedheid en guns al die dae van hulle lewe, Here. Ek bid, Vader, dat die riglyn altyd sal wees, Here. Vader, gee my wat Hy gehad het, Here, en nog soveel meer. Ek bid nou, Here, dat U werklik sal oorvat. Ek bid dat U die trooster hier sal nalat, Here. Vader, dat U ons die troosting kan gee wat ons nodig het. Dis tog wat U vir ons sê in Predikers, Here. Daar sal 'n tyd wees wat ons weer sal lag, Here. Dit gaan nie net 'n tyd van rou wees nie. Ek weet wanneer ons terugdink en ons al die mooi onthou, gaan ons eerder 'n glimlag as trane hê. Vader, so ek bid nou net U hand oor elke een in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil net vra dat soos ons uitbeweeg, sal julle sien op die gang uit, is die stoepe daar. Dan kan ons net in die saal in beweeg, daar's 'n lekker warm dingetjie en ietsie wat julle kan geniet. Baie, baie dankie. Ek wil daarom net sê, hierdie lied was Oom Peer se favourite. Hy was so excited as die worship dit gesing het. Dan sê julle moet dit wees. Hey. Come and cleanse me. Come forgive me. Lord, I need to meet you there. In these waters, healing mercy flows with freedom from despair. I am going to that river. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need